Dis wonderlik om vanoggend die teleurstelling van Vrydag te kan celebrate. Is dit nie wonderlik om te weet dat God se bestelling, ons teleurstelling, is presies wat hy vir ons in gedagte gehad het van die begin af. Glo dit saam met my vanmôre. Ongelukkig, dit klink baie wreed, maar ons Vader in die hemel het juis die kruisiging van sy eie seun Jesus Christus in gedagte gehad. Anders het hy nooit gekom nie. Stem jy saam daarmee? Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun Jesus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Prys hom vanmôre daarvoor. Hy het hom gestuur vir ons, en hy's hier vanmôre. Ek wil net 'n ander mic vat, hierdie mic van my, dink ek gaan in 'n hibernasie in. Ek dink hier's iets met hierdie mic vanmôre nie lekker nie. Ek praat vanmôre met jou kind van Here op Opstanding Sondagmôre, praat ek met jou oor die kopdoek van die kruisiging. Sê saam met my vanmôre die kopdoek van die kruisiging. As ek vir jou sê kopdoek, dan dink ons Suid-Afrikaners net aan een persoon. Kan jy vanmôre so 'n bietjie terugdink, so 5 jaar terug, Nkosazana Dlamini Zuma, onthou jy? Ou kopdoek van Suid-Afrika. Maar ek praat nie vanmôre oor Dlamini Zuma nie, ek praat vanoggend oor Jesus Christus, die opgestaane oorwinnaar van hemel en aarde. Ek praat vanmôre met jou oor 'n voorwerp, 'n komponent van die kruisiging, en dit is die kopdoek van Jesus Christus, wat hy in die graf agtergelaat het. Wil jy vanmôre saam met jou Bybel oopmaak? Ons lees uit Lukas 24 vers 3 tot 6. Jy kan omdraai Lukas 24 vers 3 tot 6. En ek lees eers vir jou hoe die opstanding van Jesus Christus daarso staan in die 1953 vertaling staan daar. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Vers 6, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Kan jy vanmôre net jou hand opsteek en sê, Here, dankie, U is nie hier in die graf nie, hier in ons midde deur die Gees vanmôre, maar U het opgestaan. As jy dit glo, gee hom 'n lofoffer vanmôre. Hy het opgestaan. Sy naam is Jesus. So 2 weke terug ry ek met die kinders in die kar en Simeon Daniel sit agter en iemand ry saam met my wat links voor sit en Simeon kruip weg en ek sien die kind kruip hier half onder agter die sitplek weg van die passasier. En die persoon wat saam met my ry, vra vir Daniel, waar is Simeon? Ons weet mos waar is hy, maar ons vra maar net, waar is hy nou? En Daniel se reaksie is op die 2-jarige ouderdom wat sy is, sê sy vir die persoon, hy is oorlede, is die antwoord. Kan ek vanmôre vir jou sê, Jesus Christus is nie oorlede nie. Jesus Christus het opgestaan, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan as oorwinnaar, as triomfeerder oor hemel en aarde. Glo dit vanmôre saam met my. Hy's nie oorlede, soos wat Sissie gesê het nie. Jesus het opgestaan, en dit is wat ons vandag vier. Maar ek praat met jou oor iets spesifiek vanmôre, en dit is die kopdoek van die kruisiging. Want al lyk dit net vir jou soos 'n doodgewone stukkie lap vanmôre, is daar 'n boodskap vir my en vir jou, is daar 'n ondeurgrondelike waarheid vanmôre in die woord van die Here oor die kopdoek van Jesus Christus wat gevind is in die graf waarin hy nie meer was nie. Jy sien, hulle het sy liggaam, jy kan omdraai, hulle het sy liggaam in die graf gesit. En hulle het 'n steen voor die graf se deur gerol en hulle het hom in doeke toegedraai. Hulle het sy hoof in 'n doek toegedraai, sy liggaam in 'n ander doek toegedraai en Jesus was toegedraai in doeke, maar toe hulle op 'n môre daar kom, toe is daar net niks meer nie, net 'n paar doeke en 'n leë graf. Jy sien, Maria Magdalena, en die Bybel sê, en die ander Maria, die 2 vroue, het heel eerstens op Jesus se liggaam wat nie daar was nie, afgekom. Is die Here nie goed nie, kind van die Here? Hy stuur 2 vrouens. Hoekom 2 vrouens? Hallo? Hoekom 2 vrouens? Dis nie lelik om dit te sê nie.
2 vrouens, want daai 2 vrouens het 'n boodskap gehad wat hulle vinnig by die mense moet uitkry. My suster Maria, wag, jy so, gaan vertel jy vir daai, ek gaan so lank vir hierdie vertel. As ek jou daar kry, is die boodskap uit, die boodskap van Jesus wat nie hier is nie, maar wat opgestaan het. Kom saam met my, vertel die boodskap. Kom ons gaan skinder 'n bietjie dat Jesus nie meer in die graf is nie. Dis waarom die Here 2 vrouens gestuur het. Jy weet ons van die 2 vrouens wat saam in die tronk was, nie hulle en die 2 ander vrouens was saam in die tronk. Hulle was 30 jaar in die tronk gewees. En toe hulle op dieselfde dag vrygelaat is, toe sê die een vir die ander, hoor jy, as ek jou weer sien, onthou het ek jou ietsie sê, hoor. Na 30 jaar het ons ervaar nog iets vir mekaar te sê. Maar ons Vader in die hemel wat die boodskap daar buite gekry het, en hy het gesê, laat hierdie 2 vrouens op hom afkom, en dan sal die boodskap van sy kruisiging, en van sy opstanding, en van sy afwesigheid in die graf, sal uitgedra word, en mense sal weet dat Jesus lewe, en hy lewe vir altyd. Hy is die oorwinnaar oor dood en oor hel en oor magte en alles wat daar buite mag wees. Glo jy dit vanmôre saam met my? Die Here lewe, gee hom op 'n lofoffer vanmôre. Hy's hier, deur sy Gees, en hy lewe tot in alle ewigheid. Maar ongelukkig is daar net soos vandag. Daar was slegte mense in daai tyd ook gewees, is nie net vandag nie, hoor. Daar was mense wat 'n komplot gevoer het teen Jesus. Daar's mense wat gesê het, ons mag nie, mense moenie dink hy het opgestaan nie. Nee, daar's nie 'n manier nie. Nee, ons wat hom gekruisig het, ons wat gedink het ons het hom contain in hierdie graf, ons gaan nou iets anders doen. Ons gaan nou 'n storie opmaak. En kan jy dit glo, kind van die Here? Die pastore, die dominees, die predikante, die geestelike leiers het by mekaar gekom en gesê, luister hier, kom ons maak die deure van die kerkkantoor toe en kom ons maak 'n kinderstorie op. Kom ons maak 'n liegstorie op oor Jesus. Kom ons sê vir die mense, rebelle het oornag gekom en sy liggaam gesteel. Maar ons Vader in die hemel het 2 vrouens eerste daar so gehad. Stem jy saam daarmee vanmôre? En die boodskap het geloop, maar daar was 'n komplot, jy kan omdraai, wat teen Jesus gesmee was. Matteus 28 vers 11 tot 13. Ek lees vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling wat sê, terwyl die vroue op pad was, dis nou Maria Magdalena en die ander Maria, het sommige lede van die wag in die stad ingegaan en vir die priesterhoofde alles vertel wat gebeur het. Vers 12. Hulle het toe saam met die familiehoofde beraadslaag, die gesiene families, die mense wat groot geld vir die kerk gee, daai mense, hulle het gaan vergadering hou en hulle het 'n storieetjie hier in die mou gevoer om uit te voer teen die opstanding van Jesus. Vers 13, en hulle het vir die soldate 'n groot som geld aangebied en vir hulle gesê, julle moet vir die mense vertel, sy disippels het mooi in die nag gekom terwyl ons aan die slaap was en sy liggaam gesteel. Is dit nie verskriklik nie? Die kerkmense, die kerkbestuur, die elite mense, het agtertoe deure vergader om 'n liegstorie te versprei van die seun van God. Glo jy dit vanmôre? Is dit nie verskriklik nie? Dan sê ons, Here, hoekom gebeur al hierdie slegte dinge met my? Dan wonder ek of die Here soms vir ons sê, wat dink jy, wat van al die slegte goed wat met my gebeur het, juist deur kerkmense? En ek is vanmôre so dankbaar dat die Here Jesus, wat seer gekry het in 'n kerk, is vanmôre hier. Glo jy dit saam met my? Hy bly nie weg van die kerk af nie, maar hy's hier vanmôre deur sy Gees. Weet jy hoekom? Omdat hy ewige plan het met my en met jou, en omdat Jesus nie gaan toelaat dat enige komplot van enige aard hom sal onderkry nie. En dis die rede waarom jy kan omdraai vanmôre ek met jou gesels oor die kopdoek van die kruisiging. Daar is 'n boodskap vanmôre in die kopdoek wat gelaat was in die graf daardie oggend. Daar is 'n boodskap wat jy moet hoor vanmôre. Jy sien, die Here Jesus was 'n klein bietjie slimmer gewees as wat die goewerneurs en die kerkleiers en die pastore en die dominees en die predikante en die mense wat geberaadslag het teen hom. Hy was so klein bietjie slimmer as hulle gewees. Wat is daai spreekwoord? Ek dink was dit in wat is daai fliek van jare terug tussen treine, tussen stasies? 5 ster, was dit 5 ster? Nee, dit is nie hy nie. Ek dink dit was 5 ster, die tronk storie, was dit 5 ster? 5 ster. Pastor Jimmy, hierdie mense kyk baie TV, ons moet vir hulle bid, hoor. Prys die Here. Dis goed, gaan aan met die TV kyk. Jare terug is hierdie storie nou op TV, en toe is daar 'n persoon wat sê, hulle wat dink hulle is smart. Onthou jy dit?
Ek kan ongelukkig weens die amp vanmôre kan ek nou nie die sinnetjie verder sê nie. Maar hulle wat dink hulle is smart, is nie altyd so smart nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Daar is iemand wat smarter is en sy naam is Jesus Christus. Hy's in die hemel. Hy's vandag aan die regterhand van ons Vader en hy berei vir ons 'n plek voor. Wil jy opprys daarvoor? Sy naam is Jesus, die seun van God. Hy's bietjie smarter as hulle gewees, want hy het geweet hier kom 'n ding. En toe Jesus opgestaan het, toe vat hy die doek wat om sy kop was en wat maak hy met hom? Lees hom, bly gou vir my daarom. Hoor wat sê die woord van die Here, Johannes 20 vers 7, die boodskap sê, die spesiale lap wat hulle op Jesus se gesig gesit het, het nie by die ander linne gelê nie. Dit het alleen gelê, en hier is die sleutel. Hoe? Mooi opgevou. Dit was die bewys dat hy nie gesteel is nie. As jy ooit 'n inbraak beleef het, sal jy weet dat die skelms wat ingekom het, die dief wat gekom het om te steel, slag en te verwoes, hy saai verwoesting, hoor. As daar rebelle gekom het om sy liggaam te steel, wat sou hulle gemaak het? Hulle sou hom of met doeke en al gegryp het, of hulle sou die doeke afgerol het en neergegooi het en hom daaruit gesteel het. Maar watter dief sou die mooi opgerolde kopdoek van Jesus Christus opgetel het en mooi opgevou het uit respek? Hey, dit is wat Jesus, die boodskap wat Jesus agtergelaat het om te sê, ek los 'n plek van orde agter, ek gaan 'n boodskap agterlaat om te sê, ek is nie gesteel nie, maar ek het opgestaan en ek lewe, en saam met die lewe wat ek gee, is ook die lewe in oorvloed, Johannes 10 vers 10, vir elkeen wat vanmôre hierso is. Hulle gaan nie sê ek is gesteel nie, want ek is nie gesteel nie, want hy het gesê, hy is die seun van God, die een wat op die 3de dag die tempel herbou het en opgestaan het, en lewe, ja lewe tot in alle ewigheid. Dis waarom Jesus die kopdoek opgerol het. Want hy het orde agtergelaat. Glo jy dit vanmôre saam met my? Hy het orde agtergelaat. Hy het oorwinning agtergelaat in die naam van Jesus. Glo jy dat die Here vanmôre opgestaan het en in orde en in oorwinning? Glo jy dit saam met my vanmôre? Wil jy hom prys vir orde en oorwinning vanmôre? Ek glo daar's orde en oorwinning in jou situasie vanmôre. In jou huwelik, in jou finansies, maak nie saak waar jy kom nie, glo ek, is daar vanmôre orde en oorwinning vir jou saam met die opstanding van Jesus Christus wat opgestaan het uit die dode uit. 1 Korintiërs, jy kan omblaai, 1 Korintiërs 14 vers 33 sê, Jesus staan op in orde en oorwinning en hy regeer in orde en oorwinning. Glo jy dit vanmôre? Hoor wat sê hy, God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Woord van die Here sê ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat gebeur? Wat ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus. Hy's nie 'n God van wanorde nie, hy's nie 'n God van chaos nie, maar van orde en van vrede. So wat gaan hy vir ons agterlos in die graf? 'n Kriptiese leidraad. Hy gaan vir ons 'n opgerolde grafdoek los, om te wys, ek het opgestaan, ek is nie gesteel nie, ek lewe, ek gee vir jou lewe, en hier kom orde, en hier kom oorwinning. Ek glo dat die orde van die Here gaan manifesteer in jou lewe. Glo jy dit saam met my? Ons lees baie van die wonderwerke van Jesus voor sy kruisiging. Maar vandag gaan ons na 'n wonderwerk luister na sy kruisiging. Glo jy dat Jesus wonderwerke gedoen het na sy kruisiging? Glo jy dat hy wonderwerke gedoen het? Ek glo hy het 'n wonderwerk gedoen terwyl hy gekruisig is. Behalwe dat die kruisiging en dit wat hy bonatuurlik vir ons behaal het in die doderyk, om mag en dood van die doderyk te kon oorwin, die sleutels van die dood te kon gevat het en oorwinning daaroor behaal het, glo ek was die laaste wonderwerk wat hy gedoen het aan die kruis, toe die rower vir hom sê, dink aan my wanneer jy vandag by jou Vader is. En hy het daar en dan 'n wonderwerk van vergifnis, van genade, van liefde gedoen vir die rower aan die kruis, en hy het vir hom gesê, jy gaan vandag saam met my wees in die paradys. Ek glo dit. Dit was sy laaste wonderwerk voor sy kruisiging. En weet jy wat is vanmôre wonderlike kind van die Here, toe hy opstaan, toe sy wonderwerk airtime nie klaar nie. Hoor jy wat sê ek vir jou vandag? Sy wonderwerke was nie verby nie. Die einde van Jesus se orde en oorwinning het nie aangebreek met sy kruisiging nie. Inteendeel, die orde en die oorwinning en die heerskappy van Jesus Christus is toe net juis bevestig. Dit was 'n bevestiging op 'n bevestiging, en ek glo dit is joune ook vanmôre.
Jesus se wonderwerk na sy opstanding lees ons in Johannes 21 vers 3 tot 7. Dit is bietjie klein geskryf, so jy moet die bifocals nou opsit. Jy moet nou daai kontaklense moet jy nou blink vryf, prys die Here. Ek gaan hom vir jou lees, anders dan highlight jy hom en jy lees hom later. Johannes 21 vers 3 tot 7 in die boodskap vertaling sê, Petrus was lus om te gaan visvang. Kan ons net vir 'n oomblik daar stil staan? Ek vang nie vis nie, hoor. Ek vang glad nie, weet jy hoekom nie? Ek het nie tyd daarvoor nie. Ek het nie tyd daarvoor om te gooi en te wag en te gooi en te wag nie. My geaardheid is hopeloos te vinnig. Glo jy dit vanmôre? Is jou nog so vinnig? Ek sê nie my meer is te vinnig nie. Ek sê my geaardheid, prys die Here. My vrou is nou nie hier nie. Sy's by die kinders in die kinderkerk. Anders het sy gesê my geaardheid en my meer soms. Maar ek sê vanmôre ek het oorwinning oor my vinnige meer wat ek gehad het. Glo jy dit saam met my? Ek sê vanmôre vir jou visvang. Hy weet nie so lekker nie. Ek het nie daai geduld nie. Ek speel nie golf nie. Waar's oom Johan? Oom Johan het my nou al golfbaan toegevat. Ek sal eendag daaroor gesels. Maar golf en visvang vat net te lank. Daar's oom Johan, nou hoor ek hom lag, prys die Here. Die ander is toe saam met hom om te gaan visvang. Hulle is met 'n skuit die meer in. Daar die hele nag lank het hulle iets probeer kry, maar hulle het nie 'n enkele vis gevang nie. Dit klink amper soos ek. Ek was al by die viswater. Ek kan my naam daarin sit. Ek het nie 'n enkele vis al gevang nie. Prys die Here. En toe ek wel een keer 'n vis vang, toe gril ek my so dood vir die grillerige ding. Toe dog ek nee, dis nie die een wat ek by John Dory's kry nie. Gooi terug in die water. Vers 4 sê, toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die disippels was natuurlik salig onbewus daarvan dat dit Jesus was. Hulle was in die bootjie gewees en daar deur op die wal, daar staan Jesus. Hulle kon nie lekker gesien het nie. Daar was nie brille daai tyd gewees nie. Hulle kyk maar hulle sê nee, hulle kan nou nie mooi sien wie's dit daai nie. Vers 5 sê, en toe roep Jesus, het julle enige iets gevang? Nee wat? Roep hulle terug. Vers 6, Jesus antwoord, gooi die net daar regs van die skuit in, daar is vis. En so kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis, dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie, want dit was te swaar vir hulle. Vers 7, die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus, jong, dis die Here daai. Ek sê vanmôre vir jou kind van die Here, jong, dis die Here daai. Sien jy daai deurbraak wat vir jou kom in jou moedelose situasie? Jy vang al die hele nag vis, nie omdat jy nie kan vis vang nie, maar omdat daar nie visse was om te vang nie. Daar kom 'n man op die horison en hy sê vir jou, doen ietsie anders in orde en in heerskappy en in oorwinning. Sê hy vir jou, doen net ietsie kleins anderster. En daar kom die deurbraak van die Here vir jou. Glo jy saam met my dat jy binnekort gaan sê, jong, dis die Here daai wat gepraat het. Die ene wat regeer, prys hom vanmôre in oorwinning, in orde en in heerskappy. Ek glo almal van ons gaan binnekort op enige grondgebied van ons lewe, gaan ons in orde en oorwinning, gaan ons kan sê, dis die Here daai. Jy sien toe daai twee vrouens by daai graf daai oggend kom, toe sê hulle, dis nie die Here daai nie. Hier's niks hier binne nie. Hulle het net 'n opgerolde kopdoek gesien en 'n lyfdoek wat net daar gelê het op 'n plek. Dis al wat hulle gesien het. En die volgende oomblik kom daar twee manne, die woord van die Here sê in blink geklee. Seker soos twee spaceships met seker space suits gelyk. Prys die Here. Dis al ek kan dink om die engele te beskryf. Daar staan hulle en hulle sê, weet jy wat? Hy regeer. Hy het opgestaan en hy lewe in oorvloed en in oorwinning, in heerskappy van oorwinning en van orde. Dis wat die kopdoek vir ons beteken. En ek glo daar dieselfde orde en daai selfde oorwinning gaan ook joune wees in die naam van Jesus. Kan ek ons band vra om vorentoe te kom vanmôre? En daar waar jy is vanmôre, kind van die Here, wil ek vir jou sê, kry vanmôre daardie ding wat jy so sukkel mee, kry dit in jou kop vanmôre. Want ek glo nie dat ek en jy moet sukkel met dinge en omstandighede en situasies en probleme, terwyl die Here vir ons orde en oorwinning beloof met die opstanding uit die dode uit. Wil jy vanmôre net daai gedagte in jou kop kry? Wat sê orde, gaan net vir my terug aan die slideshow, toe asseblief, orde en oorwinning in die naam van Jesus. Jy sien, hy het vir ons gewys, daar's 'n belofte van orde is daar op pad, met 'n opgevoude kopdoek. Hy het gesê, daar's 'n belofte van oorwinning, wat vir ons voorlê in die naam van Jesus, op elke grondgebied van jou lewe, in jou huwelik, in jou finansies, waar ook al jy mag kom, jou werksomstandighede, jou werksituasie, het hy beloof orde en oorwinning in die naam van Jesus Christus. En kan ek gou vir jou sê, hoe gaan God se inspraak in jou lewe lyk? Wanneer jy op jou mees moedelose is,
Wanneer jy 'n hele nag lank vis gevang het, dan gaan die Here nie 'n aardbewing laat kom en daar val vis uit die hemel uit, boef in jou net en daar, dankie Here, daar het U nou uiteindelik voorsien. Ag Here, hoekom het U so lank gevat nie? Dis nie hoe die voorsiening van die Here gaan lyk in jou lewe nie. Jy sien, daar gaan orde wees en daar gaan oorwinning wees. Want as die Here sien dat jy regtig probeer het, jy het regtig alles in jou vermoë probeer, jy sal die hele nag op die water, inteendeel, daardie Johannes, daardie Petrus, daai man, het woord van die Here, as jy bietjie verder lê, sê hulle was al so lees, as jy bietjie verder lees, sien hulle was al so moeg daarvoor, hulle het beswaarlik enige klere aan hulle lyf oorgehad, want hulle het hard gewerk deur die hele nag lank. En weet wat gebeur toe? Toe hulle niks gevang het nie. Toe die neerlag geskryf is. Toe die skrif van die muur is en sê, jy kan maar opgee, visserman, jy kan maar huis toe gaan, jy is useless, jy is minderwaardig, jy is niks in hierdie lewe nie. Op daardie oomblik toe kom daar 'n man daar op die horison verskyn aan hulle. 'n Man wat vir hulle sê, in orde, want dis hoe God se wonderwerke lyk, hoor. Daar's nie aardbewings en gemors en dinge en radikale goeters wat in plek geskuif word nie. God sê vir jou as triomfeerder, as oorwinnaar, sê hy vir jou in orde. Doen dit wat jy doen. Doen dit net op 'n ander manier. Glo jy dit vanmôre saam met my? Dis die orde. Dis die oorwinning. Dit wat jy doen, gooi jou nette aan die ander kant in en dan maak ons mos soos Petrus en sê, ag Here, wat gaan dit nou help? Dis mos nou useless. Dit gaan nooit help nie. Dit sal nooit help nie. Asof hy nie gesien het dat ons die hele aand gesuffer het om vis uit hierdie water uit te kry nie. Dan herinner ek jou vanmôre, kind van die Here, sy oorwinning is 'n oorwinning van orde. Sy oorwinning en sy heerskappy is 'n heerskappy van orde. Van struktuur. Wat vir jou sê, my grafdoek is opgerol, netjies opgevou, en niemand gaan sê, ek het nie uit die dood uit opgestaan nie. Ek gaan in orde bewys, ek is wie ek is. Toe Moses voor Farao moet gaan staan, toe sê ons Vader in die hemel vir hom, Moses, jy sê vir hom, ek is wat ek is. En hy sê, Here, wat beteken dit? Hy sê, gaan sê vir Farao, ek is, het jou gestuur. In orde en in oorwinning. Glo jy vanmôre saam met my dat ek is, stuur jou met orde en oorwinning toe, en met oorwinning na jou oorwinning toe in die naam van Jesus. Ek glo hy stuur jou vandag hier uit. Ek glo hy bemagtig jou. Ek glo hy gaan jou kragtig in staat stel om die oorwinning in orde te kan behaal. Want toe Jesus in orde net sê, gooi jou net uit aan die ander kant, wat gebeur toe? Toe die vis so baie, dat hulle nie daai vis kon in die bootjie kry nie. Hulle was nie in staat om daardie vis uit die water uit op te trek nie. Omdat die voorsiening van die Here ordelik gaan wees, en dit gaan 'n groot oorwinning wees. Stem jy saam met my, kind van die Here, maak nie saak wat jy vanmôre in jou hart het nie, dit gaan 'n groot oorwinning wees. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Jy gaan 'n groot oorwinning kry, 'n ondeurgrondelike, jy gaan 'n goddelike oorwinning kry in die naam van Jesus. Wil jy vanmôre saam op jou voete staan, ons band kan vir ons voorgaan. Ek wil hê jy moet vanmôre op jou voete staan en daai mislukte visvang, wil ek jy moet jy in jou gedagtes skryf vandag. Jy staan dalk by 'n graf, waar jou enigste uitkoms wat jy gehad het, is nou binne in die graf. Vrydagmôre. Die enigste antwoord wat jy gehad het, is down the drain. Die enigste werklike, werkbare, wesenlike oplossing wat jy in jou gedagtes geformuleer het, is down the drain. Is begrawe en die steen is weggerol. En daar is wagte wat omgekoop gaan word om nog te lieg ook oor dit wat jou oplossing sou wees. Maar o kind van die Here, toe jy op 'n Sondagmôre, die woord van die Here sê, die eerste dag van die week, toe jy op die eerste dag van die week daar aankom, toe sien jy, my oplossing is nie hier nie. Maar daar is 'n belofte van oorvloed. Daar's 'n belofte van oorwinning. Daar's 'n belofte van orde, prys die Here vanmôre. Daar's 'n belofte van 'n antwoord, 'n goddelike deurbraak wat vir my en vir jou wag. Moenie vanmôre bekommerd wees oor die liggaam van Jesus wat nie is waar jy hom laas gelos het nie. Moenie vanmôre bekommerd wees oor jou geestelike lewe wat nie is wat hy moet wees. En Here, ek bid nie, Here, ek weet nie wat dit is om my Bybel te lees nie. Ek weet nie wat dit is om die aangesig te soek nie. Moenie worry daaroor nie. Kry vanmôre die kopdoek van die kruisiging in gedagte. Kry vanmôre die kopdoek van Jesus Christus, van orde, die belofte van orde, die belofte van oorwinning, die belofte van deurbraak in Jesus naam.
kry hom vanmôre in jou hand. Steek jou hand op saam met my en vat daai kopdoek vanmôre so vas en sê, Here, dit is die belofte van Jesus. Wat op die rand van die wal staan van die see waar hulle was en gesê het, gooi net jou net oor aan die ander kant. Orde, oorwinning. En dan gaan jy sien die oorwinning wat vir jou voorlê, is 'n oorwinning wat geen mens kan kanselleer nie. 'n Oorwinning wat geen mens kan afkeer nie. 'n Oorwinning wat geen mens kan keer nie. Die woord van die Here sê, as God dan vir ons is, wie kan ooit teen ons wees? Terwyl jy so staan, gaan ek 'n slotgebed doen en Here dank vir sy belofte van orde en oorwinning wat vir ons almal voorlê. Here, vanmôre is dit 'n voorreg om te weet, daar's 'n ou liedjie wat sê, there's a promise coming down the dusty road, and his name is Jesus. Sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. Ons is opgewonde vanmôre oor 'n grafdoek wat opgevou is, wat wys, U is die baas, U is die oorwinnaar, U is die een wat orde bring in elkeen van ons lewens en omstandighede. Koning Jesus, ons glo onomwonde vanmôre dat U het opgestaan uit die dode uit. U is die verreëse oorwinnaar van hemel en aarde. En Here, omdat U die oorwinnaar is, weet ek, kan ons vanmôre volgens Johannes 10 vers 10 ons jaartema, kan ons lewe beleef, ja, lewe in oorvloed in die naam van Jesus. Ek dank U vanmôre, Vader, dat ons vandag hier kan uitgaan as meer as oorwinnaars, omdat ons die oorwinning van die opstanding vat in Jesus naam. Dankie dat U vanmôre van ons maak die kop en nie die stert nie. Die oorwinnaars en nie die verloorders nie. Here, dankie dat U ons bo sit en nie onder nie. Dankie dat ek weet, U vou ons vandag toe in die hand van krag, van liefde, van heerlikheid. Dankie dat ek weet, die woord beloof vir ons en sê, ek gee jou sieraad in ruil vir jou as, ek gee vir jou vreugdeolie in ruil vir jou trane, ja, ek kroon jou met die heerlikheid van die Here in die naam van Jesus. Ons is vanmôre opgewonde om te weet, Here, dat die orde en die oorwinning wat behaal is met die kruisdood van Jesus Christus. As elkeen sin wat vanmôre hier staan en ons vat daardie oorwinning vandag in Jesus naam. Dankie dat ons weet U sal ons nooit los nie. Maar U laat 'n nuwe hoofstuk van orde en oorwinning aanbreek vir elke ene vandag in hierdie gebou in die naam van Jesus. En daarvoor sê ons dankie, Vader, in die naam van Jesus Christus. Ons loof en prys U. Kom ons gee 'n lofoffer in Jesus naam. Amen. Kom ons prys Hom, kind van die Here. Steek jou hand vanmôre op en sê, Here, dankie vir orde en oorwinning in Jesus naam. Amen. Besluit, ek gaan die Here dien. Maak nie saak wat nie, ek gaan die Here dien. Is dit jou voorneme en jou, ek wil sê jou belofte, dat jy vandag sê, ek sal die Here dien. Met jou alles. Wat 'n voorreg het ons. Julle kan julle sitplekke neem. Wat 'n voorreg het ons. En hierdie is 'n heilige oomblik dat iemand hierdie stap doen in die naam van die Here Jesus Christus. Kyla, ek bid jou in die naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n groot oomblik. Bid jou in die naam van Jesus dat jou pad vorentoe goed sal wees. Dat jy nie sal terugval ooit nie. Maar dat jy aan die Here se genade sal vashou vir die res van jou lewe. En dat jy die Here uit en uit sal dien. En ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons wil dan net ons doopkandidaat Kyla kom ons vorentoe gebou. Ons wil net weer eens vir baie geluk sê. Dis 'n goed sertifikaat en jy wil jou ooit aanval gehad en daai sertifikaat uit en jy tel daar en jy bid en jy sê daai dag sal ek nooit vergeet. Okay, ons glo jy gaan net gaan van krag tot krag. Baie dankie, kom eens te